Hallo en welkom by hierdie episode van Blitsfokus. Ons gaan hierdie week die maand se tema van skoonheid en modelwerk eindig met 'n onderhoud met Bobby Kanjosa. Selfs gaan ons 'n gesprek hê met Annemarie oor die nuus. Ons gaan ook 'n bietjie praat oor 'n boek en 'n lied wat toepassing het na ons tema. Hallo almal en welkom by Watslied. Saam met my soos natuurlik het ons Annemarie de Tooy op hierdie bank. Hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan goed, dankie met my. Hoe gaan dit met jou, François? Dit gaan goed. Dis net die koute is terug en ek is nie gelukkig daaroor. Ja, ek dink jy het dit nou al baie duidelik gemaak aan ons. Jy is nie iemand wat van die koue hou nie, so ons verstaan. Ek kan dink dis 'n rowwe tyd vir jou op hierdie stadium. Dit is, en om te dink, maandag en dinsdag was dit so lekker. Dit was koel, maar nie koud nie. En nou sit ons weer in die koue. Ag, wat. Ja, die Namibiese se winter maak mos so. Hy kan nie regtig besluit of hy wil warm of koud wees nie. Ja, nee. Ja. Nee. Nou, hoe het dit met jou gegaan die afgelope naweek? Dit het goed gegaan. Ek het gewerk by 'n groot rugbywedstryd vir Namibië. Die Welwichas het teen die Erling Pumas van Suid-Afrika gespeel. Oh, wow. Ongelukkig verloor. Ek dink ons het nog baie oefening nodig voordat ons op daai punt kan kom waar ons kan sê, okay, ons is reg om qualifiers te gaan speel vir die Wêreldbeker, want dit is mos nou natuurlik waarvoor ons voorberei. Is om te kan kwalifiseer vir die Rugby Wêreldbeker wat groot is. En dan weet ek hierdie naweek wat kom speel ons nou teen die Italiaanse span. So dit gaan nou weer 'n hele nuwe challenge wees vir die Welwichas. Maar baie van ons internasionale spelers is nou terug, wat soos ons Namibiërs wat gaan speel in ander lande. Hulle is nou terug, so hopelik is die span nou 'n bietjie meer 'n volmaakte span en soos wat die afrigting wil hy moet lyk. Ja, nee, dit lyk my nou dat Namibië se rugby is besig om ver uit te brei. Ag ja, kyk, ek dink, Namibië se rugby, ons is nie noodwendig in die top 50 lande vir rugby in die wêreld nie, in my persoonlike opinie, maar ek dink met die regte afrigtingspersoneel en as ons net daai houding half het van ons wil, ons kan, dan kan dit baie goed gaan vir ons. Ek meen ons span is baie talentvol. En soos ek sê, ja, ons het spelers wat in Amerika speel en ons het spelers wat in klomp plekke oorsee speel, maar in Suid-Afrika ook. So ek dink hulle moet ook net die kans gegee word om weer hulle dinamiek te vind en weer saam te kan speel as 'n span. Ja, ek sien voort om dit is die dag wat dit gebeur. Nou, Anne, jy wat studeer. Het jy gehoor van NSFAF en die studentlenings wat minder as 1% terugbetaal is? Ja, ek het gister 'n bietjie met Irene Marie gepraat daaroor op Kletskompas. Dit is, ek dink dis bietjie van 'n hartseer saak, want soos ek en sy gesê het, natuurlik, ja, dis half jou verantwoordelikheid om seker te maak jy betaal daai studielening terug op die ou einde van die dag. Want nou raak dit half 'n storie waar sekere studente ander studente ontneem van hulle geleentheid tot die onderrig waarop ons almal geregtig is. Ja, nee, kyk, ek het nou wel nooit gaan studeer nie, so ek kan nie veel sê oor hierdie saak nie, maar ek moet saamstem in dat jy wat jy wie se verantwoordelikheid dit is, vat nou die geleentheid weg. Ek moet saamstem, dit is wel 'n hartseer ding, maar ek het hierdie naweek 2 flieks ontspoor. Okay, Afrikaanse flieks neem ek aan. Afrikaanse, natuurlik. Okay. Vir my wat nie Afrikaanse goed wel kyk nie, het ek hierdie 2 geniet. Het jy al ooit gehoor van, daar hardloop die naam nou weg van my, Semi-soet? Semi-soet. Ja. Semi-soet. Semi-soet is 'n Afrikaanse klassiek. Ek dink regtig soos veral ek wat in Suid-Afrika groot geword het, as jy in daai tydperk, ek dink ek was in graad 1 of 2 toe hy uitgekom het, so 2012 daar rond, maar as jy in daai tydperk 'n Suid-Afrikaanse dogtertjie was, wou jy net Vrede en Lust wynplaas toe gaan en daar gaan kuier. Ek meen tot vandag toe nog, dis eintlik snaaks dat jy dit opbring, want ek meen ek is nou, hier sit ek 21 jaar oud, ek het nou al die fliek 100 keer gekyk, maar dit is nou nog my droom trouvenue. Is om te gaan trou op Vrede en Lust wynplaas. So, ja. Wow. Nou, dit bring vir my nou as 'n tweede vraag, en die tweede fliek, het jy geweet daar's 'n tweede Semi-soet? Ja, Semi-soet, ek het gehoor hy kom, ek het hom nou nog nie gekyk nie. Ek het al hierdie naweek gekyk, directly na die eerste ene, en dit was tops.
Okay. Soos dit eerlikwaar, vir iemand wat nie Afrikaans kyk nie, soos ek voorheen gesê het, hierdie 2 flieks het ek geniet. Dus dit is actually goed gedoen. Maar die komedie of die storyline of wat was dit al wat jou oog getrek het? Al 2 eerlikwaar. Die storyline van die eerste ene en die tweede ene verskil soveel. Okay. Want die eerste ene, as ek nou wel reg onthou, is dit mos nou die eerste ene is meer 'n liefdesverhaal. Ja. Die man en die vrou wat mos Ja. lief raak. Tipies romcom. Tipiese romcom. Weet jy waaroor gaan die tweede fliek? Okay. Weet jy? Babas. O. Sien, dis nou die ding. Babas en wyn is nie 2 konsepte wat ek noodwendig saam sien gaan nie. En as ek dink aan Semiso, dan dink ek, wynplase. So babas en wyn is nie 2 konsepte nie, maar ek is baie opgewonde om dit te gaan kyk. Ek weet hulle het 'n musiekblyspel ook gemaak. Soos 'n fisiese play wat hulle gehad het. Ja, wat nou onlangs geloop het, maar ek dink sy tyd is dalk nou verby, maar ek sê 100% seker nie, maar ek is dan baie opgewonde om die tweede fliek te kyk. Jy moet die ek het baie gelag vir die tweede ene, want dit is so 'n grap, want hulle die 2 main karakters, hulle moet 'n besigheidsdeal. Ek het nou die Afrikaans woord daarvoor vergeet ongelukkig, maar hulle moet nou werk om 'n besigheidsdeal toe te maak. Nou om dit te doen, omdat dit 'n baba produk is, moet hulle nou iemand se baba vat. So hulle, okay. Dit klink definitief baie interessant. Ek kan regtig nie wag om dan dit te gaan kyk nie. Maar nou het ek nog 'n vraag vir jou. Jy wat sê jy kyk nie regtig Afrikaanse flieks nie, buiten die Semisoet en Semisoeter waarvan ons nou gesels het. Wat is jou gunsteling Afrikaanse fliek of all time? Nee, ek dink nie jy verstaan nie. Ek kyk dit nie. So jy het nog nooit voor Semisoeter? Niks wat ek kan onthou nie. Kom ek sê so, niks wat ek kan fisies onthou nie. Okay. Maar ek wel, kyk, as hulle meer goed soos Semisoet en Semisoeter maak, dan sal ek wel begin weer kyk. Ja. Ja nee. Kyk, daar is 'n klomp. Ek dink jy mis uit Suid-Afrikaanse. Ek het 'n sagte plek vir dis soos my guilty pleasure. Want ek sê nie sommer vir mense ek kyk Afrikaanse flieks nie, maar ja, dan in die nagte, dan wanneer niemand my kan sien nie, geniet ek nog al 'n ou Semisoet of 'n liefling of 'n bietjie daar skelm kyk. Ja, exactly. Okay, nou dan moet jy maar vir my 'n lys gee van wat ek moet gaan kyk. Definitief. Dalk sal ek dan nou dalk 'n new appreciation kry daarvoor. Ja. Nou, kom ons eindig hierdie 'n bietjie met 'n bietjie inligting. Wat gaan aan in hierdie week se zone? So vir hierdie week se zone het ons 'n klomp interessante artikels. Natuurlik die Napso span wat in Europa gaan toer, dit het nou hulle groot kompetisie gehad. Ek dink hulle was in Noorwe gewees as ek dit nie mis het nie. Baie goed presteer. Om meer te lees van hulle prestasies en so, moet definitief nie hierdie week se zone mis nie. Ja, en dan natuurlik het ons nou 'n bietjie gepraat oor NASFAF, wat een van ons stories is, maar weer eens om meer te lees, gaan lees die zone. En dan ja, ons het 'n baie interessante mens vir sportster van die week hierdie week. Ek wil nie name gee of dit weggee natuurlik nie, maar dis nie jou tipiese rugby speler netbalspeler tipe sportpersoon van die week nie. So ek's nogal opgewonde vir dit. En dan ons voorblad storie is weer eens 'n profiel van 'n regtig inspirerende jong dame van Kamanjap wat haar pad self gemaak het tot waar sy vandag is, maar weer eens ek gaan nie alles weggee nie. So dit is dis hierdie week se zone. Ja, daar het julle dit, moenie hierdie week se zone mis nie. Dit kom op 'n donderdag uit as ek reg onthou. Dit is môre. Dit gesê, dit is altyd wat ons het vir die nuus. Baie dankie Anne-Marie dat jy saam met my kom gesels het. Groot plesier Fransjo en ek sien jou volgende week. Ons sien maar altyd mekaar volgende week. Dit gesê, hierna gaan ek 'n bietjie gesels met ons gas. Dit is die onderhoud. Hallo en welkom by hierdie episode se onderhoud. Saam met my op die Blitz Fokus bank het ons vir Bobby Kanyosa, die stigter van Walk by Bobby. Dankie. Hoe gaan dit met jou vandag? Ek is baie alright. Is dit bietjie te vroeg, maar alles is alright. Hoe gaan dit met jou? 'n Bietjie te vroeg sê jy. Nee, oggendmens nie. Ja, nee. Dit gaan goed saam met myself, net 'n bietjie koud. Dit gaan nou wel kouer begin word en ek is nie soos almal weet, ek hou niks van die koue nie. Is ons almal. Ons almal. Ek hou glad en al van die koue nie. Dankie tog, ek is nie alleen in dit nie. Bobby, kan ek jou Bobby noem? Ja, asseblief. Kom ons, ek wil graag 'n bietjie meer met jou gesels, want
hierdie maand het ons mos nou die tema gehad van modelwerk, skoonheids, om mooi te wees en al dit. Ja. So jy is jy's 'n pageant director en jy's 'n coach en al dit mos nou vir die modelle. Ja. So vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Eindelijk wat ik doe is nou ik werk met modellen, maar alles is een man of een vrouw. Wat ik doe is meer in training. Ik doe een training met hulle, ik coach hulle en ik geef ook geleentheid om dit model visit in local of internationale competities of is het local competities. Dat is al wat ik doe. Net veel meer any teams van managing en also veel te leren om te loop of confidence te hebben en zo aan. Nou, ek het nou wel nooit gedink dat modelle moet leer om so iets te doen. Ek moes altyd gedog dis maar nou net daar. Die een ding wat 'n mens kan leer is hoe 'n mens lyk. Maar goed soos loop, goed soos praat, goed soos hoe klere aan mekaar te sit of goed soos hoe vir jouself te gedra op verhoog en die moet 'n mens moet dit leer. Maar die eerste ding wat ek kan leer is hoe iemand kan lyk. Van dit is net God se plek is nie meewerk nie. Ek verstaan. So dis nou meer dis nou meer jy leer hulle wat om uit te sit as wat hulle klaar het. Ja. Okay, dis nou nogals interessant. Nou, uit nuuskierigheid, jy het gesê jy coach mans en vrouens. Ja. So watse verskille is daar tussen mans en vrouens in terme van wat jy vir hulle leer? Met mense is net bietjie om vir hulle confidence en goed en te instil. Van mense is bietjie hulle dink hulle het dit, maar hulle voel miskien hulle se genoeg het. Vroumense omdat dit eintlik skoonheid competities en alles in die modeling wêreld is meeste 'n vroumense wêreld. So vroumense vind dit eintlik bietjie makliker om in dit te gaan met klesse confidence en hulle goed, maar met mense is dat ding wat mense toch bietjie moet hulle convince en so wat bietjie moeilik is en also vir hulle te leer om te sê nee, jy kan dit doen en jy moet specifically in so die categorie wees en nie in die ding. So is daar 'n verskil, maar as dit kom by die loop en as dit kom by die confidence en as dit kom by die verhoog stage presence is net dieselfde eintlik. Okay. Ja. So jy sou sê jy leer nou mans en vrouens eweredig hoe om te loop. So, maar meeste ek werk ek net meeste met vroumense van is bietjie makliker en die industrie allow dit gee ook die kans vir vroumense meer as dit vir manne gee. Ja, ek verstaan dit. Ja. Maar nou uit nuuskierigheid uit, want ek is nou nuuskierig oor iets. Het jy al ooit mans in hakskoene laat loop? Nog nie. Nog nooit. Hulle sal nie. Is dit vroumense wat ek met dit leer. Man mense hulle soek dit hier. Ek was nou net dit sal ons nou help met die balans. Maar daar's ander tegnieks wat mense ook kan gebruik om vir balans te leer. Gewoonlik gebruik ek denk van die arms wat hulle arms moet nou hoog sit en dan loop hulle ook met bekop hulle se kop om nou die balans te kry. Van mense, vroumense se ding is dat omdat hulle moet in 'n hakskoen loop eintlik. Van 'n hakskoen is nou is 'n natural ding wat ons moet op dit loop. So is hoekom die vroumense se balans is meer nodig as 'n mens se balans. Okay. Ja. Dis 'n interessante manier om dit te sien. Ja. Nou, vertel ons 'n bietjie meer van jou geskiedenis. Wat het vir jou ingebring in die modelwerk? Ek dink is hoe noem mens is dit passion? Passie. Noem dit in Afrikaans? Passie. Ja, passie. Is 'n groot passie van my. Van ek het dit eigenlijk gesien wat ek nou jonker was. Ek het gesien ek het baie van skoonheid competities gehou. As even self het ek ook bietjie daarmee lokasies so bietjie gehou vir ons klein meisie kinders daar so. Maar so teen die jaar 2014 het ek begin self ook deelneem in skoonheid competities en ek het so terug gedoen, maar toe voel ek is dit vir my nie, ek wil miskien iets doen wat nou ek miskien aan mense nou die geleentheid kan gee dat hulle nou dit kan doen, is hoe dit ook vir my begin het. En toe begin ek nou so met my neggies nou vir hulle bietjie laat leer om te stap en so vir hulle in sub-competition inskryf, skoonheid competities inskryf. Maar my eerste groot competitie was wat ek my neggie Philippines toegestuur het vir 'n internasionale competitie en hoe dit begin. En so dit is amper nou 10, 11 jaar wat ek in die industrie is.
Hy is lank om op een ding te spandeer. Ja. Nou, sien nou dat jy meestal agter die skerms Ja. werk. Hoe lyk dit? Soos sê maar nou daar is 'n mondiaal fotoshoot Ja. of 'n pageant en iets soos dit. Waar is jy agter die skerms? So vir fotoshoot is nou begin ons eers met nou om die concept nou neer te sit om te sê nou wat skiet ons eintlik is dit nou is dit 'n beta shoot of is dit 'n in studio sort of skiet of shoot. Maar ik begin en dan moet ons nou wees daarom nou te direct. So mijn werk is meestal om te direct om te zeggen, nou moet zo staan zo dat die fotograaf nou zo iets kan vat. Als hij zo geneem wordt, gaat hij zo leeg, gaat hij iets zo uitkomen. Maar meestal voor shows is net om mensen nou daar te laten gaan op je verhoog en te om te kijken of je alles recht is, van de kleren, die make-up, alles is recht voor je nou verhoog te gaan. En zo net om voor de leren om te zeggen, je zal verstaan om wat te maken als je nou op verhoog gaan. So my normal dialect niet zo als het nou bij een show is of een fotoshoot. Daar is daarom baie werk vir agter die skerms. Hoe balanseer jy die fisieke manier hoe die mense lyk teenoor hulle mentaliteit en hulle gevoelens? Dit is die moeilijkste part van mijn werk. Van mensen komen, al lyk mensen als een manier of een particular manier. Is ook een ding om mensen te laten eigen insecurities, waar mensen nou ook moeten opbouwen. So mijn werk is om dit nu om veel te inspireren, om veel te laten verstaan. Dat ik het je niet gekies omdat ik wil gaan, ik heb je gekies van ik ken je kan dat doen. Ik heb je gekies om te zeggen van ik zie die potentiaal wat je hebt om veel iets aan te maken in die industrie. Bewees het om die volgende Mr. Bibia te raken of die volgende Naomi Campbell te raken. De potentiaal is daar. So is meestal denk van om hulle confidence te bouwen met hulle gesels en verstaan van waar hulle kom en zien of hoe kan ik hier verschil in die lane maken. Laat ik net kan zien van ik zal dit voor mezelf. Als een mens van mij moet weglopen, hulle moet daar verschillende mensen lopen als er bij mij gekomen is. Dis 'n baie mooi boodskap wat jy nou daar uitgestuur het. Ja. Nou, sien nou dat jy nog gepraat het van wat jy die moeilikste vind. Ja. Vertel ons 'n bietjie, wat geniet jy die meeste van dit? Als ik wen. Als ik wen. En wat ik geniet meeste is net om te zien hoe die mensen eindelijk ernstig hoe hulle change of hoe hulle verander van hoe hulle gekomen het. Van zoals nou, ik werk nou meeste, zoals last week, die jaar en laatste jaar heb ik nog gewerkt met die Miss Namibia competitie en die Miss Teen Namibia competitie. So ik heb gezien hoe de kennis getransform of hoe het hulle gechange van hoe hulle was. En dat is wat mij pikkie gelukkig maakt of wat mij ernstig gelukkig maakt met mijn werk. En nou om te zien hoe hulle goed doen en hoe hulle wen en dat hulle goed. En ik hoop van hoe goed leek op aan mensen. Als ik kleren hoe leek op hulle, als ik zie dat wat ik gedenk het gekomen zoals ik het gezoek heb. Wat ik meeste geniet van dit. Dit is 'n interessante een, veral toe jy begin het met wanneer ek wen. Ja. Nog net so 'n paar vrae waaroor ek nuuskierig is. Een van hulle is, as jy enigiets sou verander in die toekoms van die skoonheidskompetisie wêreld en die modelwêreld, wat sou dit wees? Ik zou misschien net zoeken als een mens, persoonlijk is misschien is een boodschap wat ik altijd wil uitzetten aan elke mens. Om te zeggen, die is ook een industrie wat eigenlijk ook bij vruchtbaar is, waar mensen ook kan iets maken uit het. Van daar is bij talent in ons land, waar else in de wereld. Het is niet dat wat ik wil zien, of wat die changes wat ik zie, is niet dat ik wil zien om mensen samen te werken in de industrie. Ik wil ook zien of waar companies of mensen wat nu in grote companies werken om van ons beginnen te die ons is op die rechte lijn, zoals we nu gaan, maar dat is wat ik wil zien. Ik wil zien meer support van die land af, meer support van die mensen af, van die kan een loopbaan wees wat baie vruchtbaar zal wees voor enige mens wat in dit is. Okay. Nou, in terme van nuwe mense inbring, nuwe mense bring vir die skoonheidskompetisies, vir die modelwerk, watse raad sou jy gee aan die van hulle wat onseker is dat hulle daar pas? Die ding is dat als het bij die modeling wereld komt, is dat ernstige baie goed. Het is net die skoonheidskompetities. Daar is ook die goed zoals fashion shows, daar is editorial modeling, daar is baie. En ik voel als enige persoon wil in dit en kom, is dat ding van
die persoon moet eintlik, ek ken nie wat is die Afrikaans woord vir dit nie, maar you must study this industry. Mens moet dit verstaan om te sê, waar pas ek eintlik in? Waar staan ek, as hulle sê, ek moet so veel lang wees, of ek moet so iets het, of ek moet die characters het, of so iets. Stort en verstaan waar pas jy in. Van dit sal jy baie tyd save. En die andere ding was so, probeer om mensen te krijgen wat ernstig hard werk in die industrie. Al wil je schoonheidscompetities doen, vind uit wie leer wat of wie verstaan wat en krijg die rechte mens. En ik denk, als je ook voor jezelf, als je besluit om dit in die loopbaan in te gaan, is dat denk wat je mens moet ook verstaan wat eindelijk wil je uit dit krijgen. Wat is die goal, wat is die einde product wat je zal zoeken, wil je groot in de industrie of is net voor genieten of je zoekt net uitgaan of ik ken niet. Iemand je moet net iets verstaan en is dat denk van also just krijg het net geld van die ding is beetje te duur. Die schoonheidscompetities kan een beetje te duur wees aan mensen se zaken. Ja, ek sal so glo met die prys van goeder. Ja. Nou, waar sien jy jouself in die toekoms? Jy jouself jou company wat jy gemaak het, die walk by Bobby, can you say? Ja. Ek eintlik het was in my company se toekoms sien ek van ek het my company in die jaar 2018 begin of ja, maar ek wil sien, ek wil wat ek nou ook bietjie gesê later ek wil dit sien groot raak en meer mense of meer modelle uit die land uitvat. Van ek fokus ons nou net op internasionale competities waar ek nou modelle kies en hulle daar uitsit vir exposure en al die goed. Maar in 5 jaar sien ek myself my company ten minste groot genoeg om met competities zoals Miss Universe te partner up, competities zoals Miss World partner up en ek het 'n groot droom of eendag miskien die Miss World of Miss Universe Namibia te bring dat die in Namibia gehou word. Oh. Ja. So jy sê jy wil oorvat. Ek wil oorvat. So as jy van plan om die top company te wees hier in Namibia? Of? Ja, precies. Soos wat ek nou ken, ek is die enigste skoonheid competitie trainer in Namibia. So ek wil dit net so hou en bietjie ook vir myself goed werk dat ek meer 'n difference kan maak as ek nou dit nog maak. Nou, as die enigste een in Namibia, voel dit ooit asof jy te veel werk het soms? Sommige tyd van mens soos as ek nou vir my Instagram nou gee, jy sal sien die DM's is amper 50. Is van my almal soek my tyd en die ding is dat ek moet ook nou vir myself en ek dinge sit wat ek kan verstaan. Dis wat ek van ek wil net die mense leer om met mense werk wat ek sal sien daar is 'n potentiaal of iets groot in dit. So dit raak bietjie te veel sommige tyd van die mense bel of hulle kry jou iewers of jy loop in die dorp en hulle wil nog dit wil getrain word en of hulle vra en daai hulle goed. Dit raak bietjie moeilik of baie werk, maar ek dink dit is part van die proses. Wel, kom ons vat nou nie te veel verder van jou tyd. So, een laaste ding, is daar enige laaste boodskap wat jy wil deurgee? Die boodskap wat ek altyd wil sê is, 'n mens moet ek voel ons kan almal groot raak saam, ons kan almal groei eintlik. Ons kan almal saam groei en as 'n industrie, ek voel ons moet mekaar se hande vat en die industrie bou vir die regte rede. En ek voel as iemand miskien as jy voel jy kan 'n contribution maak of iets aan onze modeling industrie, dit is ons almal oop vir dit en vir die mense wat miskien nou die modelle wat nou wil begin of wat nou kan sien in die industrie, wat ek gesê het, 'n mens moet net goed swat en verstaan wie's wie en vir in die regte pad kry vir dit, ja. Ja, daar is 'n baie mooi boodskap wat jy vir ons deurgegee het. Ja. Ongelukkig is dit altyd wat ons saam met jou het, Bobby, maar julle moet nêrens gaan nie, want hierna is dit nie op die rak. Hallo en welkom by Niet op die rak. Vir hierdie boek gaan ons gesels oor The Thing of Beauty. Nou dit is die tragedie van supermodel Gaia
en dit is 'n biografie deur Stephen Fried. Nou, in Thing of Beauty, die tragedie van supermodel Gaia, bied joernalis Stephen Fried 'n aangrypende en deeglike nagevorsde biografie van Gaia Karangi, een van die eerste supermodelle wat nie net die modewêreld meegevorm het nie, maar ook daardeur verwoes is. Die boek wat oorspronklik in 1993 verskyn het en later met 'n bygewerkte nawoord heruitgereik is, skilder nie net 'n portret van 'n jong vrou met 'n blink toekoms nie, maar onthul ook die harde realiteit van 'n bedryf wat mense vinnig ophoop en net so vinnig verwerp. Nou, Gaia Karangi is in 1960 in Philadelphia gebore en het binne 'n kort tyd uit die anonimiteit van haar werkklas agtergrond opgeklim na die wêreld van internasionale mode. Haar rou, androgyne skoonheid, wildhare, intense oë en 'n ongeremde houding het ontwerpers en fotograwe van wêreldgehalte bekoor op 'n tyd toe mode begin het om waaghalsiger en minder konvensioneel te word. Fried beskryf hoe Gaia in die laat 1970s in die voorblaaie van Vogue en Cosmopolitan beheer het, gewandel het vir luukse modehuise soos Dior en Versace en dagliks duisende dollars verdien het, nog alles voordat sy 21 was. As julle wil meer weet oor hierdie boek, gaan gerus en gaan lees hom en vertel ons meer wat jy dink hieraan. Volgende is voor in die koor. Wat gebeur as jy so bang is om gemiddeld te wees, dat jy jouself heeltemal verloor in die poging om uniek te lyk? Dis die vraag waarmee DJO, die musikalius van Joe Carey, ons konfronteer in sy 2025 enkelsnit Basic Being Basic. Dis slim, dis stylvol, dis sarkasties, maar eerlik. En dit klap jou soos modekritiek in neonlig. DJO is dalk bekend vir sy rol in Stranger Things, maar sy musiek het 'n hele eie karakter. Denk aan die eksentrisiteit van Prince, die kunstpop van Talking Heads en die introspektiewe klank van Tame Impala. Met Basic Being Basic sny hy deur die fasade van moderniteit, deur die filters, die personas, die digital glow-ups. Nou, hy sing, I think you're scared of being basic. That's ironic, cause it's reading like you're even more basic. En daar lê die kern van die lied. 'n generasie wat probeer uniek wees op presies dieselfde manier. Die haarstyle verander, die gesigstruktuur verander, selfs die bord kos word esteties uitgekies. Change your body, change your face. Curl your hair, then make it straight. Take a picture of your plate. DJO se kritiek is nie lelik of narrelend nie, dis speels, maar presies. Soos 'n model in 'n high fashion advertensie wat met een kyk alles sê. Soos 'n influencer se reel wat jy 3 sekondes kyk en tog ure lank onthou. Nou, hierdie is 'n baie interessante liedjie want nie baie mense is berig om uit te roep na wat aangaan in die regte wêreld nie en om die moeilikheid van alles uit te bring nie. So, gaan luister gerus hierdie liedjie en weer eens dieselfde as met die boek, laat weet ons wat jy daaraan dink. Baie dankie. Ja, dit is al wat ons het vir hierdie episode van Blitz Fokus, maar moenie worry nie, ons is volgende week terug. Baie dankie vir almal wat hier was. Ons sien julle dan.